Ja, goeiemôre aan julle almal. Ek is baie dankbaar weer eens dat julle ingeskakel het. Dis 'n wonderlike Bybelstudie hierdie, vir myself ook, in die sin van dat gebed is so 'n wesenlike deel van 'n mens se lewe en dit beteken vir myself ook geweldig baie. Ek dink julle kan dit ook maar agterkom. Ek wil vir ons soos gebruiklik open deur te vra dat julle saam met my in gebed sal gaan. Ons Vader wat in die hemel is, ons raak in hierdie oggend ook weer voor U stil, wetende dat U woord die volle waarheid is en dat ons slegs vanuit U woord uit kan leer hoe dat ons U kan behaag, hoe dat ons ook op 'n manier kan bid wat vir U goed is. Ons wil nie ons eie pad in hierdie lewe loop nie. Ons wil die pad volg wat U vir ons uitspel in die Bybel. En ons bid dat U ons dan ook die krag sal gee om te luister na U woord en ook hierdie pad te betree. Neem weg wat enigsins kan verhoed dat ons U woord hoor in hierdie oggend. Ja, laat ons opnuut konsentreer op ons kosbare verhouding met U. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou, ons het hierdie Bybelstudie handel oor hoe het die Here Jesus gebid. En die logiese veronderstelling is dat uit die aard van die saak as die Seun van God en selfware God, is hy absoluut die regte model by wie ons kan leer hoe om te bid. En daarom kyk ons na sy gebedspraktyk. Nou, ons het verlede week gesien dat die Here Jesus het baie gebid. Ons het gesien dat hy sonder homself af en hy bid voor hy belangrike besluite moes neem, byvoorbeeld met die aanwys van sy disippels. Ons het ook gesien dat hy privaat gebid het en dat hy in die openbaar gebid het. Openbaar is 'n baie goeie voorbeeld daar waar hy gebid het met die opwekking van Lazarus. En sy gebede is nie lank nie, sy gebede is nie ingewikkeld nie. Ek praat gisteraand met iemand in die buiteland. Die persoon bevind hom in die ooste en die persoon ervaar bepaalde aanvalle en deel van die persoon se gebedspraktyk is om vir lang tye te bid en ook vir lang tye stil te bly. En ek sê toe, weet die probleem daar is dat jy hoe langer jy bid, hoe meer moet jy konsentreer en daai ruimte wat net stilte is die probleem dat as jy op 'n plek soos daardie is waar daar soveel demoniese beïnvloeding is, dat jy aangeval kan word. As jy kyk na die Here Jesus en jy kyk hoe hy bid, dan kom jy agter sy gebede is baie opreg, eenvoudig, relatief kort eintlik van sy gebede, alhoewel ons het 'n voorbeeld ook gehad waar hy die hele nag gebid het. Maar ek dink ons maak 'n fout om te dink dat 'n goeie gebed is 'n lang gebed. Dis nie noodwendig so nie. Dink aan die modelgebed, die Onse Vader, wat 'n kort gebed is en wat opvallend is van die Onse Vader, dis 'n baie goed beplande gebed. So ek is nogal van die oortuiging dat daar ruimte in ons lewe is vir beplande gebede, wat 'n mens baie help in die verband uit die aard van die saak is om ook die gebede van ander gelowiges, wat ware kinders van die Here was, deur die eeue te bestudeer, en dan kom jy agter hoe het hulle gebid. So 'n mens daar's baie maniere hoe 'n mens jou gebedslewe kan verryk. Jou gebedslewe gaan nie verryk as jy niks daaraan doen nie. Ek dink daar's hierdie persepsie by mense dat en ek dink dit het dalk iets met die charismatiese teologie te doen en die invloed van die charismatiese teologie. Die Heilige Gees neem my oor en dan bid ek en ek hoef niks te doen om my gebedspraktyk
te verander of te verbeter nie. Die Heilige Gees sal my in daardie proses help. Terwyl ek dink dat 'n mens kan leer, 'n mens kan studeer, soos wat ons hier doen, met hierdie Bybelstudie. Ons bestudeer die woord, die gebedspraktyk van die Here Jesus. Ons leer sodat ons gebedspraktyk kan groei en ontwikkel, en ons so kan bid, dat ons hemelse Vader behaag. Goed, genoeg gesê vir 'n inleiding en 'n samevatting van verlede keer. Ons begin deur te kyk na 3 gedeeltes, en hierdie 3 gedeeltes gaan ons kan dalk eers net gou kyk, wat moet ons doen met hierdie 3 gedeeltes, dan kan jy intussen tyd dit in gedagte hou, terwyl ek dit vir jou lees. Dit is 3 langer gedeeltes. Ons gaan kyk, wat leer ons uit Jesus se optrede oor gebede in nood. Tweedens, watter gebede het Jesus ook aan die kruis gebid? En derdens, hoe oordeel ons in die lig van bogenoemde oor noodgebede? So daar is die 3 dinge wat nogal belangrik is, en dis maar in ons almal se lewe, dis vir ons almal belangrik. Nou ek hou hierdie gedeeltes aan u voor, as ek reg onthou, ek is maar geneig om die 53 vertaling te gebruik, ek dink is die 53 wat ek hier gebruik het. Nou, bid ons Here Jesus, nou is my siel ontsteld, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Eerlikheid, my siel is ontsteld, eerlikheid staan vir my hier voorop. Ek het nie na sy menslike natuur, wat sal ek sê? En daar sien 'n mens sy menslike natuur, wat sal ek sê? Bid tot die Vader, nee. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, as die adres op jou oudtydse brief, se koevert verkeerd was, het jy jou brief teruggekry. Hopelik, as jy agterop ook 'n adres geskryf het, jou eie adres, dan het jy jou brief teruggekry, en jy het geweet, hy is nie afgelewer nie. En ek dink partykeer kry ons die brief terug, ons kry die gebedsbrief terug, ons kom tot die oortuiging, maar God hoor my nie, ek dink nie God hoor my nie. Hoekom nie? Wat is fout? Hoekom kom hy terug? Hoekom kry jy daardie sekerheid dat jy word nie gehoor nie? Is daar miskien iets in jou gebedspraktyk wat verkeerd is? En dikwels is die heel eerste en eenvoudigste ding is die verkeerde aanspreek. En ek het gisteraand weer ook gepraat oor hierdie mensgerigte benadering, wat dink dat ons tot die Here kan bid en hom aanspreek as liewe Jesus. As jy daar begin, wil ek vir jou sê, jy het jouself klaar in die voet geskiet. En dis hoekom jy sukkel. Luister na wat sê die woord van die Here, en kyk, as jy dink ek is verkeerd, stry met my, verskil van my, kom met die Bybel, sê vir my, nee dominee, jy is verkeerd. Hoekom bid almal liewe Jesus? Hoekom hou jy aan met ons met bid tot die Vader? Maar kom met die Bybel. Daag jou uit. Kom met die Bybel. Want ek kom met die Bybel na jou toe en ek gaan vanoggend dit vir jou wys. Vader, dis wat die Here vir ons sê. Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. So hy verwoord sy nood, hy verwoord sy ontsteltenis, maar daar is ook dadelik 'n perspektief, en dis deel van daai proses van gebed. God laat ons besef, maar ek het gekom vir hierdie roeping. Vader, verheerlik u naam. En daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, en dis wonderlik dat daar is 'n antwoord, dadelike antwoord. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Dan Matteus 26 vers 36 tot 46, en terwyl hulle eet,
En nou in hierdie gedeelte wat my getref het, dat ek, as ek dit mag sê, was deurgaans hoeveel die Here gebid het. Hy het die hele tyd gebid. Hy het oor alles gebid. So luister nou, is 'n langerige gedeelte, maar julle kan ook dit volg. En o ja, ek het dit nou verder teruggevat, want dit was vir my opvallend. Dit begin eintlik vroeër. En 'n mens moet, as jy Bybelstudie doen, jou nie altyd blind staar net teen die gedeelte wat daar gegee word nie. Lees 'n bietjie meer. Moenie lui wees nie. Ons mense is maar lui goed, jy weet. So lees 'n bietjie meer. Terwyl hulle eet, dis nou aan die tafel, dis op die voorhand van die Here Jesus se kruisiging. Hy gaan vanuit die Pasga uit, gaan hy die nagmaal instel. Terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, dan oor gebid het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. En daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels, en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so, was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die 2de maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die 3de maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan.
kyk, hy is naby wat my verraai. Nou, ek het gesê, ek het 'n lange gedeelte gelees van hierdie ingrypende deel, en ons kyk na gebed. 'n Mens sou die fout maak om te dink dat toe die Here Jesus in Getsemane gekom het, het hy vir die eerste keer gebid. Al het hy daar 3 keer gebid, maar dit is nie so nie. Onthou vroeër daardie aand, en dit het ek vir u gelees, het hy by herhaling gedank toe hulle aan tafel was. So dit was eintlik al die soveelste keer wat hy gebid het, teen die tyd wat hulle by Getsemane gekom het. En weer eens, ek wil my nie herhaal nie, en ek wil nie elke keer 'n hele toespraak daaroor afsteek nie. Besef, ek moet myself ook 'n bietjie inperk. Maar weer eens, hoe het hy gebid? Telkens, my Vader. Telkens my Vader, die woorde word herhaal, my Vader, vers 39. Weer vers 42, my Vader. En hy die woorde herhaal, volgens wat die disippels vir ons vertel. En ek wonder altyd oor een ding as ek hierdie gedeelte lees. Ek wonder, en ek kan vaar die Heilige Gees kan hierdie dinge aan enige iemand geopenbaar het, maar God verkies 'n organiese manier van werk. Ons glo ook in die organiese inspirasie, nee. Mens sal sê 'n natuurlike wyse, 'n normale wyse van openbaring en werk. So die gedeelte sê die disippels slaap, of is slaperig, of is die hele tyd half in 'n beswyming as gevolg van moegheid. Maar wie het dit neergeskryf? Wie het gehoor wat hy gebid het? Miskien was daar tog een van die disippels wat gehoor het. Miskien was hulle afwisselend tussen Petrus en Jakobus en Johannes. Miskien het elkeen iets gehoor, en later toe hulle hieroor praat met mekaar, het hulle die prentjie mooi by mekaar gebring. Natuurlik alles onder leiding van die Heilige Gees. Maar kyk hoe dat die Here Jesus met tere liefde en sorg ook werk met swak mense, nee. So die punt is, ons fokus op die gebed. Kyk maar net weer eens na die woord, my Vader, baie duidelik. Dan Lukas 23 vers 33 tot 49, die aangrypende gebeure met die kruisiging. En jy weet, deurgaans as 'n mens, dis nou maar my indruk, en ek deel hierdie indruk met u, hoe meer jy die Bybel gefokus lees, en wanneer jy 'n tematiese Bybelstudie doen, soos wat ons nou doen oor hoe bid die Here Jesus, dan is dit 'n tema wat ons vat, en ons sê as dit ware vir mekaar, ons sit die bril op van hierdie tema. Ons gaan met hierdie bril, en ons gaan lees die Bybel, ons deursoek die skrif. Dan kom ons agter, die Here het geweldig baie gebid. Hy het oor alles gebid. Hy het die hele tyd gebid. Daar bid hy in Getsemane, as hy in die nood is. Hy bid voor sy disippels, aan tafel. Hy bid aan die kruis, en dis verbasend om, as jy met hierdie bril kyk na die kruisgebeure, dan is dit verbasend om raak te sien, hoeveel het hy daar gebid, toe hy aan die kruis was. Hy bid meer as wat hy enigstens 'n toespraak maak. Jy weet, as jy kyk na wêreldse mense, as hulle in so 'n situasie is, dan spreek hulle die skare toe. Hy doen dit nie. Hy steek nie 'n toespraak af aan die kruis nie. Dit beklemtoon ook die intensiteit van sy lyding, maar wat hy doen aan die kruis, wat baie belangriker is, en wat ons moet raak sien, is hy bid. So ek lees vir ons Lukas 23 vers 33 tot 49. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou,
En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos. Laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. Die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Goed, dit is altyd 'n baie roerende gedeelte om te lees in die Bybel. Wat leer ons uit die Jesus optrede oor gebed en nood? En weer eens, ek wil vir julle geleentheid gee om deel te neem. Ek wil regtig vir julle sê, gebruik die geleentheid, steek jou hand op of unmute jouself en neem deel aan die gesprek asseblief. So wat leer ons hier uit die Here se optrede oor gebede in nood? Wat sou julle sê? Tommy, hy het soos hy gesê het, hy's ontsteld, met ander woorde, hy's eerlik, hy sê hoe hy voel. En die ander ding is, hy het herhaaldelik ook gebid, dieselfde ding, om toe hy benoud was. Inderdaad. Jy lig iets uit wat ek nie genoem het nie. En jy sien, dis wat so vrugbaar is van 'n oop gesprek. Ja, 'n mens is 'n mens nie soms onseker of mag jy herhaal nie. Weet, omdat die Here gesê het, pas op vir herhaling van woorde, en nou herhaal ons baie keer nie die regte dinge nie. So, hoe dit vir my lyk, is dit nie dat 'n mens die regte dinge wel mag herhaal. Ja, dis wat ek oorwonder. Ja, ek dink inderdaad, ek dink nou eers daaroor, en ek sien dit ook nou eers, en dis hoekom dit vir myself ook vrugbaar is. Ek dink dis die punt. Ek dink dat om die regte ding, die essensie, en dit was nie, dit weer eens is nie lang gebede nie, dis nie ydelle woorde nie, in die sin van nikszeggende woorde wat geen betekenis het nie, maar herhaling van die kern is definitief dus toelaatbaar, op grond van wat die Here Jesus se eie gebedspraktyk was, en dan as jy nog daarby sou voeg,
en dit maak dit nog interessanter eintlik, is daardie herhaling moes in 'n baie kort tydjie plaasgevind het, daar het nie dae tussen dit verloop nie. Dit was binne enkele ure, of dalk selfs binne 'n enkele uur, wat hy hierdie gebed herhaal het. En as ek moet regtig met julle eerlik wees en met julle deel vanoggend, in tye wat ek groot benoudheid in my eie lewe beleef het, het ek definitief my gebede herhaal. En ek het dit ook in 'n kort tydjie geherhaal. Ja. Want daar is ook iets wat in 'n mens gebeur, wat ek beleef het en wat ek met julle kan deel. Deur daardie herhaling het daar by my 'n rustigheid en 'n vrede en 'n kalmte gekom, wanneer ek het gedoen het, en dit het my gehelp deur daardie donker ure. Ja, verseker. Jy weet, so dit lyk vir my dat deel van gebed is dat dit is ook terapeuties. Dit is ook deel van die salf wat God aanwend aan ons as mense wanneer ons in groot nood is. En dit mag wees dat ek wonder nou, jy weet, of die Here Jesus dit nie ook so aanwend nie, want hy het dan geweet wat die wil van ons Vader is. Hy sê dit ook, hy weet wat die wil van ons Vader is, maar hy bid wel dit. En jy weet, ek dink nou, wat het ek al gelees hieroor, en ek het dit nog nie gelees nie, wat ons nou hier besef nie. So ja, jy sien, daar het ons nou weer iets geleer. Mens dink altyd wel, iemand het seker al hieroor geskryf, kan ek iets sê wat iemand nog nie gesê het nie, maar daar het 'n mens nou weer 'n dieper insig gekry. Is daar nog iets anderste wat julle ook hier leer oor ons Here Jesus se optrede met gebede in nood? Vallend vir my weer eens is kort. Nee. Aan die kruis kan ek dit veral verstaan, want hy het so min krag gehad. Hy het so min asem gehad. Nee, kyk, ek het al baie die kruisdood verduidelik, en op die ou einde, elke keer as jy wou asemhaal, moes jy jouself optrek om te kon asemhaal, en dit is natuurlik optrek en opstoot met jou voete wat deurboor is met die wrede spykers. En sy rug was natuurlik ook rou, so jy weet, jy skuur jouself op teen daardie ruwe paal, wat seker nog veroorsaak het dat jy nog splinters ook in jou rug gekry het. So jy weet, dit is gruwelik, en jy weet, jy het net nie asem vir hierdie lang toesprake nie, maar so sy gebede is kort en op die punt af, ja, ek dink, daar kan 'n mens weer eens ook iets leer. Enige ietsie van iemand anders daar af miskien? Ja, Tommy, ek onthou nou skielik, Dirk het altyd gesê as hy hierdie plaasaanvalle die verhoor gedoen het, baie van hulle het gesê, as hulle nou die gebeure moet presies herhaal, dan sê hulle het begin hardop bid, en dit het baie keer die aanvallers laat wyk, dat hulle weggegaan het, en nie verder gegaan het nie, want hulle kon die ouens doodmaak op die plaas, en hy sê, dit het hom verskriklik baie opgeval. Sodra hulle begin hardop bid, dan was daar soos 'n kalmte en by die persoon wat aangeval word, en die aanvallers het weggegaan. Jy weet, Judy, dit is 'n kosbare opmerking, en die van die mense wat hier inskakel en jou nie ken nie, Dirk was 'n distrikslandros, so hy het baie van hierdie sake gehanteer in sy lewe, en vanoggend stuur 'n lidmaat vir my 'n video van Rian Swiegelaar, wat 'n satanis hier in Suid-Afrika was, en dit is 'n videoklip wat hy vertel wat hulle as sataniste beleef het, en natuurlik baie van daardie sataniste, en ek sluit nou aan by Judy se opmerking, baie van daardie sataniste wat onderwysers was,
misbruik natuurlik hulle posisie as onderwysers om kinders te beïnvloed en skadelik te beïnvloed. As hulle dan nou by mekaar gekom het, het hulle vir mekaar gesê, daar's 'n groep kinders wat hulle nie kan verstaan nie, wat iets het rondom hulle, wat net maak dat hulle daai kind nie kan skade doen nie. En hulle dit beskou amper as soos 'n helder blou vlam, wat om daardie kinders is, en daardie kinders beskerm teen die invloed van die onderwyser, teen die praktyke van die onderwyser. En hy sê eers later, toe hy losgekom het uit satanisme, toe het hy besef, maar daardie is die Heilige Gees, en dit is ouers wat bid vir hulle kinders. En wat hulle kinders, as het ware, bid dat God ook sy engele om hulle skaar. En dit was my antwoord ook aan daardie persoon wat in die ooste sit, wat hierdie aanvalle beleef, dat dit is absoluut krities, dat jy in jou normale gebedspraktyk volg presies die Here Jesus na, bid, bewaar ons van die bose, beskerm ons teen die Satan, skaar u heilige engele om ons. Daar's 'n gesin in ons gemeente, wat baie bekend is in ons gemeente, wat 'n aanval gehad het op 'n openbare plek, of die seun, as ek reg onthou, is op 'n openbare plek aangeval, en hy het besef, daar is vir hom geen uitkoms hier nie, hy is in 'n hoek vasgedryf, en hy het hardop gesê, en hy het die Here aangeroep, en die aanvallers het pad gegee. En daai gesin getuig tot vandag toe daaroor. So, dit is so waar, van verskillende kante af het ek dit al soveel keer gehoor, dat as jy kyk na ons Here Jesus wat bid, en daar's natuurlik nou 'n punt wat ek sal moet maak, as julle my die vergunning sal gee. Onthou nou, Lukas, sy weergawe van die evangelie, konsentreer, en hy sê dit ook as hy die inleiding van sy evangelie skryf, dan skryf hy en hy sê vir Theophilus, dat hy gaan konsentreer in die evangelie op aspekte wat belangrik is. Maar ons kom ook agter, dat hy moes geweet het van Markus, want ons weet Markus was die eerste van die evangelies, en ons weet dat Matteus het Markus voor hom oopgehad. Ons weet ook op die wyse waarop Markus skryf, en uit die historiese inligting in die Bybel, dat Markus skryf die ooggetuienis en die oorgetuienis van die apostel Petrus neer. So dis eintlik wat Petrus vir Markus vertel het, en dit was nommer 1, en toe het Matteus daardie evangelie voor hom oopgehad, maar as Lukas begin skryf, dan het hy so bietjie 'n ander invalshoek, want hy skryf vir 'n Griek. Lukas is 'n geleerde man gewees, hy was 'n dokter gewees. Nou, Lukas het natuurlik een gebed wat hy nie hier noem nie, van die Here Jesus aan die kruis, want hy weet, dit is al genoem, en dis hoekom hy het nie noem nie. En ter illustrasie, en die punt wat ek wil maak, en het julle al agtergekom watter een is dit, wat nie hier is nie, en dis 'n belangrike ene, maar juis voel ek altyd dat Lukas dit nie hier direk noem nie, beklemtoon dit vir my nog meer. En dis natuurlik die gebeure waar dit uiteindelik dan waar hy bid, my God, waarom het u my verlaat? My God, waarom het u my verlaat? Sê vir my, die voorreg wat ek en jy het om te kan God aanroep in nood. Dit is juist hoekom die Here Jesus gekom het. Sodat ek en jy kan weet dat wanneer ons in die nood is, wanneer ons lewe bedreig word, wanneer ons in daardie situasie is, waar daar geen uitkoms is nie, en ons roep God aan, dan hoor hy ons, en sal hy ons hoor, terwille van Christus, en dat Christus vir ons die gebedspad oopgemaak het, en dis die groot wonder vir my, van die Here Jesus, en wat hy ontbeer, sodat ek en jy
God in ons nood kan aanroep as ons Vader en weet hy gaan ons hoor. Nou die rede hoekom hy natuurlik sê my God is omdat die Here Jesus geweet het daar is nou hy durf nie meer aanspraak maak op die ou verhouding van daai liefdevolle seun-vader verhouding nie, want hy moet terwille van ons die absolute eensaamheid en verwydering van die hel deurgaan, wat hy daar aan die kruis deurgaan. En dit is vir my absoluut ingrypend as 'n mens dan nou sê, dit maar nou net in reaksie op Judy se opmerking, ja, my gebede in nood, die pad is oop, in my grootste nood, danksy Christus. Nog enige opmerkings? Goed, kom ons kyk 'n bietjie, baie dankie vir julle insette, dit is baie kosbaar, ek dink julle kan sien ook, hoe dit regtig bydra tot 'n vrugbare Bybelstudie. Watter gebede het Jesus ook aan die kruis gebid? Ons weet van Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek dink, ons kan dink aan my God, waarom het hulle u verlaat? Waarom het u my verlaat, ekskuus? En dan ook die gebed, wat ook 'n gebed is, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Is daar nog gebede wat ek dalk gemis het, wat hy gebid het aan die kruis, wat julle kan sien wat ek mis, reg jy? Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis reg jy. Vergewe hulle, want hulle weet nie, so hy bid ook vir ander. Sien julle wat ek gesê het, dat dis eintlik verbasend hoeveel hy gebid het. En daar sien 'n mens, dis die diepte oomblik van sy lyding hier op aarde, en wat doen hy? Hy bid. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, wanneer ons daar die diep punte in ons lewe bereik, waar dit rondom ons dubbel donker is, dat ons moet bid, dat ons met God moet praat, dat ons ook moet onthou, ons kan nog bid vir ander, en Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dat ek kan verwoord, wat ek beleef, wat ek deurgaan, maar die punt is, bid. Goed, dan, hoe oordeel u in die lig van bogenoemde oor sogenaamde noodgebede? Mag ons noodgebede bid? Wat dink julle? Wel ja, as Jesus dit gebid het, dan kan ons dit ook bid. Stem saam. En mense, ons het mos nou ook gepraat van mense wat in nood was en gebid het, en dan het die Here hulle uitgehelp. Ja, ek stem saam. Ek dink dat wat so belangrik is dat natuurlik moet 'n mens sê, wel jy kan jou lewe nie net bou op noodgebede nie. Jy kan nie net elke keer wag voordat jy in die moeilikheid is, of totdat jy in die moeilikheid is en dan bid jy nie. Maar dis ook nie wat die Here gedoen het nie. Ons het ons nou al gesien, hy het 'n lewe van gebed geleef, maar ek en jy weet nie wat lê op ons, wat wag op ons in hierdie dag nie. Ons weet nie wat lê vir ons voor nie. En as ek in my lewe aangaan en ek kom in 'n situasie waar ek in die nood is, dan kan ek bid. Dan kan ek daaroor bid. Ek kan nie alles voorsien nie, want ek weet nie wat gaan gebeur nie. Maar dan kan ek beslis daar bid, afhangende van wat die omstandighede ook al mag wees. So ja, noodgebede, dink ek is nie verkeerd nie. Ek het ook verwys na 'n baie bekende noodgebed in die Ou Testament, en dit is natuurlik Nehemia, toe die koning opgemerk het dat hy neerslagtig is, en vir hom gevra het, wat is die probleem? Iets wat hy nie mag gedoen het nie, hy moes eintlik daar gestaan het met 'n vriendelike gesig, maar die koning het agtergekom, en daar het hy uiteindelik ook dan gebid, en die Here
het daai gebed van Nehemia verhoor. So dis 'n baie bekende voorbeeld. Goed, ek dink baie dankie weer eens. Goed, dan kom ons kyk of ons nog die volgende gedeelte kan doen. Jesus rig sy gebede tot die Vader. Ja, dis nou hier waar julle my moet help dat ek myself nou beperk, want ek het nou al die punt gemaak en ek het besluit ek gaan nou weer 'n saadkorrel artikeltjie ook skryf vir hierdie week. Maar ek voel dit is ons roeping om mense in die verband reg te help. Lees Johannes 17 vers 1 en 12 vers 27 en 28, Matteus 26 vers 39, Matteus 6 vers 9, en skryf neer wat dit u oor die volgende leer. Nou goed, kom ons kyk wat is die goed wat ons moet leer. Wie spreek Jesus in sy gebede aan? B, wie moet ons volgens Jesus se onderrig in ons gebede aanspreek? Wat is gebed dan werklik in die lig van bogenoemde? Ja, so ek dink dit is nogal 'n belangrike ding. Wat is gebed dan in die lig van bogenoemde? Goed, baie bekende gedeeltes hierdie almal. Johannes 17 is natuurlik die langste gebed wat ons van die Here Jesus het. En as jy praat van gebed en wat kan jy leer by die Here, moet jy Johannes 17 gaan bestudeer. Dit staan bekend as die hoë priesterlike gebed, omdat die priester altyd ingetree het vir die volk. So hier tree die Here Jesus as hoë priester op, kort voordat hy in hegtenis geneem word en tereggestel word, en hy bid vir sy kerk. Ek wil julle aanmoedig om daai gebed 'n bietjie te gaan deurlees. Nou, Johannes begin deur te sê, dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Julle het net nou gehoor toe Jesus gesê het, hy is ontsteld en die Vader het gesê, hy sal hom verheerlik in sy seun. So wat die Here Jesus in Johannes 17 doen, is hy beroep hom op dit wat die Vader self uit die hemel gesê het. Hier spreek die Here Jesus God aan as Vader, en hy stel vir ons baie duidelik ook die voorbeeld. Ek dink nie dit is voorbarig as ons hom hierin volg nie. Hoekom dink ek nie so nie? Omdat toe die disippels hom gevra het, Here, leer ons om te bid, toe leer hy hulle die Onse Vader. So ek dink mense raak verward en deur mekaar, wanneer die Here Jesus op 'n ander plek gesê het, dat hulle dit in sy naam moet vra. In sy naam vra beteken, ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis presies feitelik die woorde wat die Here Jesus self gebruik het toe hy dit gesê het. Dit beteken nie spreek hom aan nie. Hy sê baie duidelik as ons God aanspreek, spreek hom as die Vader aan. Maar die begronding van dit wat jy vra, hoekom jy bid, hoe jy kan bid, die kanaal, wat die gebedskanaal vir jou oopmaak is, die kanaal van die Here Jesus. Vra dit in die naam van die Here Jesus. Nou as jy 'n ouma of 'n oupa is, asseblief, help jou kleinkinders reg. Help jou kinders sommer reg en help jou kleinkinders reg, maar nou op 'n mooi manier, asseblief. Dan Johannes 12 vers 27 en 28. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik,
en ek sal dit weer verheerlik. Baie duidelik, ek hoef eintlik niks, ons het al oor hierdie verse nou gepraat, weer baie duidelik, Vader, verheerlik u naam. Dan Matteus 26 vers 39, en hy het 'n bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dit is Matteus 6 vers 9. So die Here Jesus wys vir ons hoe om dit te doen en hy praktiseer, hy pas dit ook in sy eie lewe so toe. So dit is eintlik baie eenvoudig om die vraag te antwoord. Wie spreek Jesus in sy gebede aan? Wel, Vader, ons Vader. Wie moet ons volgens Jesus se onderrig in ons gebede aanspreek? Ek dink jy het die antwoord. Wat is gebed dan werklik in die lig van bogenoemde? En nou sal ek graag wil hoor. Wat dink julle? Wat is gebed dan werklik? Wat sou julle sê? Is eintlik nie so moeilik nie. Is voor die hand liggend eintlik, reg jy? Judy? Dit is Okay, laat Judy eers. dit is 'n verheerliking en 'n gesprek met God die Vader. Dankie Marie, jy's 100% reg. Ek is bly julle neem so lekker deel. 100%, ja, dit is soos, onthou, kyk, vir Marie is dit nou 'n entjie terug, nee, onthou jy toe jy met jou pa moes gaan praat, oor 'n belangrike saak. Jy jou pa gerespekteer, jy het geweet, jy moet hom op 'n sekere manier benader, as dit 'n belangrike saak is, maar jy het ook geweet, jy kan met hom oor enige iets praat, en as jou benadering reg is, en jy kom praat met hom mooi, jy sê vir hom, pa, kan ek met pa praat, en hy het vir jou gesê, miskien het hy gesê, wag 'n bietjie, want dit is nou maar ons mense se manier, maar by die Vader is daar nooit, wag 'n bietjie nie, jy kan maar praat. Jy het vrymoedigheid om te praat in Christus. En dan het jy met jou pa gepraat. En ek onthou op teologiese skool, dis nou ook al baie jare gelede, as hulle ons onderrig het oor gebed, was dit die punt. 'n Mens se gebed moenie iets onnatuurlik of iets vreemd wees, wat jy eintlik woorde gebruik, 'n tipe van 'n liturgiese taal wat jy nie normaalweg sal gebruik nie, want dit is mos eintlik maar 'n gesprek met jou Vader, soos met jou pa. Nou nie platvloers nie, steeds met dieselfde respek, soos wat jy met jou pa dit sou gedoen het, met jou pa sou gepraat het, maar daar's 'n openhartigheid. Daar is 'n moontlikheid vir ons kan oor enige saak hier met mekaar praat. En ek neem die vrymoedigheid om dit te doen. En dit kom 'n mens agter. En dit wat die Here hier vir ons sê. En ek dink dis vir my die belangrike wat ek hier wil wegneem. So as ek en dit bring my baie naby aan 'n definisie, van gebed. En as jy aankyk na die definisies, ek weet nie, definisies kan geweldige, ingewikkelde en gecompliseerde goed raak, want mense gebruik groot woorde in een sin om 'n ding te probeer beskryf en volledig te probeer beskryf. So soms is daai definisie so gecompliseerd, jy moet hom 'n paar keer oorlees, woorde en hulle betekenis gaan opsoek voordat jy 'n idee het wat dit beteken. Nou soms sien ek ook sulke definisies van gebed. Dit maak my sommer moedeloos as ek hulle net lees. En baie boeke wat jy gaan koop oor gebed is so ingewikkeld, dat ek sê vir julle, ek sien nie kans om daai boek aan te pak en om te lees en om op 'n manier te probeer toepas in my lewe nie. En daar is baie boeke wat deesdae maar gewoonlik oor
Oor tyd is daar 'n boek wat uitkom oor gebed. En die goed is ingewikkeld en gekompliseerd. En ek dink altyd, hoekom? Dis nie nodig nie. Want gebed is so eenvoudig soos ek praat met my Vader en ek verwoord teenoor my Vader wat in my hart is, eerlik. Ek praat met hom eerlik. Hy ken my woorde, hy ken my woordeskat. Die beste deel van alles is, hy weet wanneer ek woorde verkeerd gebruik. Kyk, wanneer ons praat, dan is 'n mens baie keer geneig om die verkeerde woord, jy soek na 'n woord, jy kry nie die regte woord gekies nie, en jy wou eintlik iets anders te gesê het, en soms belemmer dit 'n mens se kommunikasie met mense, nê. Maar nou weet ons ook in die Bybel dat daar waar my gebede kort skiet, waar ek nie die regte woord kry nie, of die betekenis van die woord nie reg het nie. My Vader, net soos my pa wat my ken, het geweet wat ek probeer sê, my hemelse Vader nog beter, want hy kyk tot binne in my hart. Hy weet wat is die bedoeling van wat ek probeer sê. Hy sien waarby probeer ek uitkom, en hy hoor my. Hy sê nie vir my, wag eers tot later nie. So, jy weet, ek kan ure hieroor sit en praat, oor wat die waarde en die betekenis daarvan is, dat ons God kan aanspreek as ons Vader. En daarom is dit vir my geweldig jammer, as dit nie gebeur met 'n gebed nie, en iemand sê, liewe Jesus. Nou Frans sê, gebed is 'n gelowige se asemhaling en ons hartklop, en ek stem nogal daarmee saam. Ek wil nou net sien dat ek dit nou mooi lees. Onlangs gelees, en dit was so mooi gestel. Ek stem 100% daarmee saam. Ek wil vir julle sê, dat die gedagte van die gebed is 'n asemhaling, dis nou seker 'n tipiese ding wat net 'n dominee sal weet, maar dit kom van Calvin af natuurlik. Hy het gesê dat gebed is die asemhaling van die siel. Sover as wat ek weet, was Calvin die eerste een wat dit so gesê het. Dis eintlik deels 'n aanhaling van Johannes Calvin, ek is 'n groot aanhanger en admireerder van Johannes Calvin. Goed, baie dankie dat julle ingeskakel het, baie dankie dat julle deelneem. Ek dink hierdie is 'n Bybelstudie waarna ek elke week persoonlik baie uitsien. Bybelstudie is vir my wonderlik en 'n groot geleentheid in ons gemeente. Ek moet dalk sê, dankie vir julle wat van oor inskakel. Hier's mense wat van baie ver af inskakel. Ek leer julle ken, ek hoor wie julle is, en baie welkom aan julle, en ek is dankbaar ook vir elkeen van julle. Ek wil afsluit deur te versoek dat julle saam met my sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie, hierdie Bybelstudie doen ons almal baie goed. Dit is 'n wonderlike geleentheid. U is nie net besig om ons te leer nie, maar u berei ons ook voor om vir u in hierdie wêreld mense te wees wat in gebed leef. En ons het vanoggend net weer besef dat ons kan met u vrymoedig praat. Dis alles groot voorregte waarvoor ons vir u baie dankie sê. Dankie dat u ons hoor as ons bid. Ons bid dat u met elkeen van die mense wat deel is van hierdie Bybelstudie sal wees, en dat u hulle sal seën met 'n ryk gebedslewe. En ons vra dit van u in die naam van u seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, julle, dit was weer eens wonderlik, en baie dankie dat julle ingeskakel het, en 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal.